Hoofnuus vanaand, verskeie gemeenskappe in Limpopo is afgesny na swaar reën in die provinsie neergesak het. Regering versoek om verantwoordelikheid te neem om gelyke gebruik en ontwikkeling van amptelike tale te verseker. En dit was weer swier en pragt en praal by die jaarlikse Oscar-toekennings in Los Angeles. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuus. Erge oorstromings het weer voorgekom in verskeie dele van Limpopo na swaar reënbuie die afgelope paar dae. Gebiede wat geraak word, sluit in die Waterberg, Wembe en Mopani distrikte met sommige gebiede waar meer as 100 mm reën in 48 uur geval het. Die onlangse swaar reën in Limpopo het tot oorstromings in verskeie dele van die provinsie gelei. In Secunda buite Thohoyandou het 'n brug ineengestort wat 'n belangrike verbindingsroete tot die dorp is, asook die Donald Fraser Hospitaal. Inwoners is gestrand sonder toegang tot noodsaaklike dienste. I'm asking the department to come and help us to fix this road, please, with immediate effect, because they are going to take our taxis. This is so heartbreaking for me because I was in Joburg, so my husband texted me to say I mustn't come back to the other side, which is home. And my worry is my kids are left there alone, so there's a lot that my husband has to be assisting with cooking and the like. So the alternative route that I have to use, it's far, and for my car, I won't be able to cross that side because of the potholes. Nog 'n brug is in Swinga onder water wat die gemeenskap van Thohoyandou afsny. Die provinsiale regering is bekommerd oor die bedreiging wat die oorstroomde paaie vir lewens inhou, asook die verkeersontwrigtings wat dit veroorsaak. Die provinsiale rampbestuursentrum is op hoë gereedheidsgrondslag om gemeenskappe by te staan. Heining tussen Suid-Afrika en Zimbabwe en beskadigde rooilyn heininge vererger die verspreiding van bekkenklouseer in Limpopo. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, het die gebreke uitgelig tydens die amptelike afskop van die inentingsveldtog teen bekkenklouseer in die provinsie. Die veldtog is reeds in Gauteng, die Vrystaat en KwaZulu-Natal van 'n stapel gestuur. Steenhuisen sê rondloper buffels van Zimbabwe en die Kruger Wildtuin is van die hoofbronne van bekkenklouseer uitbrekings in Limpopo, omdat Afrika buffels natuurlike draers van die virus is. Weens die poreuse grense tussen Suid-Afrika en Zimbabwe, beweeg diere ook vrylik tussen die twee lande. Olifante van Zimbabwe, op soek na veiding, beskadig ook die veeartsenykundige versperring, algemeen bekend as die rooilyn heining. Daar sal altyd moet geënting word daar op die grensland tussen die Kruger Nasionale Wildtuin en die landbousektor, om seker te maak dat ons hierdie uitbraak kan onder beheer kry, want dit sit binne die buffels, en as die buffels en die kudde mekaar kom, dan sien jy die probleem met hierdie uitbraak. Die departement beplan om meer as 80% van beeste landwyd teen die einde van 2026 in te ent. The province has reported they've vaccinated over 60% of the communal herd and over 40% of the commercial herd. So they're making good progress, and obviously we're now waiting for the next big shipment of vaccines to arrive in South Africa from Biogenesis and from Dolvet, the 5 million and 6 million, and that will then really give us the scale and reach that we need to hit our target of vaccinating 80% of the national herd by December this year. Intussen prys boere die Nguni beesras vir sy veerkragtigheid en sterk weerstand teen bekkenklouseer. Interessant met die bekkenklou het die simptome die hardste gewys op die Pinsgouer en die sagste op die Nguni. Ons het die 3 Februarie het ons die simptome eerste keer gesien, en binne 14 dae, by die 17de, was die simptome weg. Maar as jy nou nog kyk na die diere, sal jy sien daar's van die Pinsgouer billetjies wat nog 'n bietjie krippel loop. Massa-inenting sal nou reg oor die Limpopo provinsie plaasvind. Intussen sê Agri Weskaap daar is goeie samewerking tussen alle rolspelers om bekkenklouseer in die provinsie te bekamp. Die provinsie word nie so erg geraak soos ander streke in die land nie, maar veral die suiwelbedryf is kwesbaar.
Die eerste geval van back-and-claw-seer in die provinsie is in November bevestig. Sedertdien is 25 gevalle ondersoek, waarvan 6 positief getoets het. Die siekte hou geen gevaar vir die mens in nie, maar kan wel deur hulle versprei word. Die polisie, die plaaslike wetstoepassers, verkeer speel 'n enorme rol by die toegangsbeheer wat in 'n kwarantynearea moet plaasvind. So ons het werklik daai rolspelers aan ons kant wat deel is van ons operasionele sentrum ook, op wat elke maandag vergader en terugvoer gegee word en waar daar uitdagings is, hoe ons mekaar ondersteun om die verspreiding in daai spesifieke area te voorkom en dan ook in die provinsie. Die diere is nie besmet nie en word slegs ter voorstelling gebruik. Agri Weskaap sê hy het reeds in 2024 begin beplan vir 'n moontlike uitbreking. 'n Baie goeie verhouding met die provinsiale regering, alle munisipaliteite en wetstoepassing het gelei tot 'n skerp gefokusde plan van aksie. Dit is 'n bedryf wat 13,5 miljard rand beloop in terme van die ekonomie en dit is ook 'n bedryf wat 50,000 mense werk gee hier in die Weskaap. En daarom het ons in alle erns begin om te skakel met kleinboere en groot kommersiële boere, want almal is vir ons baie belangrik vir die voedselsekuriteit hier in die Weskaap. Maar vir my persoonlik is dit ook belangrik dat ons moet kyk na die welsyn van ons boere en die welsyn van ons agriwerkers, want hierdie is 'n nasionale ramp wat hom afspeel in Suid-Afrika. Die grootste prioriteit is plase of gebiede waar bevestigde gevalle is, maar voorkomende inentings word ook gedoen. Ons het al 170,000 dosisse enstof ontvang, waarvan 75,000 diere reeds ingeënt is. Ons het ook samewerking van privaat veeartse wat ook die staatsveeartse se hand versterk om die inentingsproses vinniger te laat geskied. Die nasionale regering koördineer die aankoop en verspreiding van inentings. Die Weskaapse regering, sowel as bedryfsverenigings, hoop dat meer inentings beskikbaar sal word om kudde-immuniteit in die nabye toekoms te bereik. Mariska Botha, SAK nuus, Kaapstad. Bly gerus ingeskakel vir nog nuus in Afrikaans. Sien jou nou. Welkom terug. President Cyril Ramaphosa sê die ondoeltreffendheid van die vervoerstelsel kos die land daagliks sowat 1 miljard rand wat ekonomiese groei aansienlik belemmer. Ramaphosa het by die nasionale vervoerkonferensie in Midrand gesê dat erge weerstoestande en klimaatsverandering die probleem vererger, vervoerinfrastruktuur beskadig en die doeltreffende beweging van goedere belemmer. President Ramaphosa sê 'n betroubare vervoernetwerk is uiters noodsaaklik vir ekonomiese groei, maar ook vir daaglikse pendel vir Suid-Afrikaners. We need infrastructure that is therefore resilient and sustainable. Our operational capabilities need to be agile and adaptive. They must be able to adapt to new conditions, but they must also be innovative. Die regering fokus veral op die uitbreiding van pendeltreindienste in Gauteng, Wes-Kaap, KwaZulu-Natal en die Oos-Kaap. Die departement van vervoer se fokus is op die herstel en heropbou van die Passasiersspooragentskap van Suid-Afrika, oftewel PRASA. We need to get back to where we were once upon a time, over 400 million passenger journeys. But that is work in progress, and now that we've been allocated money for signalling, we are hoping that we will be able to increase the number of trains that we're running on our lines per hour. Die land se ekonomiese kern, Gauteng, fokus ook op die verbetering van sy vervoerstelsel om verkeersopeenhoping aan te spreek en ekonomiese groei te steun. The Transport Authority for Gauteng, or TAG, has since been leading efforts to improve transport systems in our province. Its role is to integrate transport. Its role is to centralize planning and ensure that the execution of repositioning our transport needs are indeed coordinated at all levels. Die konferensie duur tot Woensdag.
En terug by die minister van vervoer, minister Barbara Creecy, wat sê die VS-Israel oorlog op Iran sal beslis Suid-Afrika se vervoersektor raak. Sy sê die departement monitor energiesekuriteit en implikasies van prysstygings noukeurig. Die maritieme sektor ervaar ook 'n volledige herskeping van handelsroetes waar globale besighede vaartuie weg van die hawe van Hormuz lei, wat weer tot 'n toename tot verkeer deur die Kaapse hawe lei. Hoewel dit geleenthede bied, plaas dit ook druk op die hawe. Terwyl die VS-Israel oorlog op Iran verder in die Midde-Ooste uitkring, het die Britse eerste minister Keir Starmer gesê dat Brittanje nie by die konflik betrek sal word nie, maar met bondgenote sal saamwerk om die straat van Hormuz vir skeepsvaart te heropen. Starmer het benadruk dat dit nie 'n plan van die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie is nie, maar een met vennote van belang, soos Europese lande, die Golfgebied asook die VSA. Die president van die VSA, Donald Trump, het van verskeie nasies geëis om deur militêre optrede beheer oor die belangrike skeepsroete te verkry. Trump het 'n beroep op verskeie lande gedoen om hulle magte en oorlogskepe na die straat van Hormuz te ontplooi om die olievervoerroete te heropen. Hy het gewaarsku dat 'n baie slegte toekoms wag vir NAVO-lidlande wat versuim om die VSA by te staan. Griekeland het reeds aangedui dat hy nie aan enige militêre veldtogte in die straat van Hormuz betrokke sal raak nie. Duitsland het ook Trump se eis verwerp. We are ready to ensure safe passage through the Straits of Hormuz diplomatically. However, there will be no military participation. We stand by our commitments and we are fulfilling our alliance tasks, particularly on NATO's eastern flank and in the High North. Brittanje is ook diplomaties oor sy betrokkenheid om die skeepsvaartroete te heropen. Firstly, we are working with others to come up with a credible plan for the Straits of Hormuz to ensure that we can reopen shipping and passage through the strait. Let me be clear, that won't be, and it's never been envisaged to be, a NATO mission. That'll have to be an alliance of partners, which is why we're working with partners both in Europe, in the Gulf and with the US. Starmer het 'n ondersteuningspakket van 53 miljoen pond aan Britse huishoudings beloof midde stygende oliepryse. Intussen hou Iran vol dat die straat van Hormuz slegs gesluit is vir diegene wat onregverdige aggressie teen hom en sy bondgenote toon, maar is oop vir die res van die wêreld. Die Israeliese weermag het intussen sy grondoffensief in die suide van Libanon verskerp en troepe ontplooi om infrastruktuur van die Hezbollah militante groep te teiken. Die Dubai lughawe is intussen heropen nadat 'n brand daar naby uitgebreek het. Daar is spekulasie dat dit 'n hommeltuigaanval was, maar dit is nie bevestig nie. En nou vir die markaanwysers, soos om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE. Die regering moet die leiding neem in die stryd om groot taalmodelle te skep in al Suid-Afrika se amptelike tale. Dit is volgens sprekers by die Nasionale Taalberaad wat in Kaapstad gehou word. Taalkundiges, akademici en aktiviste woon die beraad by om oplossings te vind vir die voortgesette uitdagings om die gelyke gebruik en ontwikkeling van Suid-Afrikaanse tale te bevorder. Die beraad word aangebied deur die Departement van Sport, Kuns en Kultuur, die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad en die Suid-Afrikaanse Sentrum vir Digitale Taalbronne. Hoewel Suid-Afrika 12 amptelike tale het, insluitend isiXhosa, Ndebele, Venda, Tsonga en isiZulu, word nie genoeg gedoen om inheemse tale te ontwikkel en te bevorder nie.
Afgevaardiges het gehoor dat taal 'n belangrike rol speel om gewone burgers toegang te gee tot dienslewering, gesondheidsorg en regshulp. Baie moet nog gedoen word rakende die taalbeleid in Suid-Afrika. Ons is 'n nasie van vele tale. Ons is 'n veeltalige nasie en oor grootte meerderheid mense praat Engels, maar ons is nie 'n eentaal nasie nie. Die minister het 'n beroep gedoen om akademici om hulle stemme dikker te maak om die bevordering van Afrika-tale hoog op die agenda te hou. If I'm going to the universities, the government has invested and they've put ring fence money for us because we complain. And then some universities have already started teaching in their mother tongue, not only in higher education, even in school, the mother tongue-based education. We are moving slowly but surely. Hoewel die land vordering gemaak het met die bevordering van veeltaligheid gegee sy koloniale en apartheidsgeskiedenis, sê die Suid-Afrikaanse Sentrum van Taalbronne dat Engels steeds die dominante gesproke en geskrewe taal bly. Government documents are in English and to some extent Afrikaans. They are not in all the official languages, despite the fact that it is government itself that is supposed to be driving the implementation of the constitution. 'n Deklarasie sal na verwagting môre onderteken word wanneer die beraad ten einde loop. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. En daardie stylvolle noot groet ons vir vanaand. Dankie vir die saamkyk. 'n Mooi aand verder. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom. Die weer is as volg. Wat vandag gaan betref, enkele buie kom voor in die grootste dele van die land met 'n 60% kans van reën wat voorkan Limpopo en Mpumalanga in dele van Vrystaat asook in Gauteng. 'n Fris wind kan ook verwag word langs die kus. As ons kyk na môre, verspreide buie kom ook voor Limpopo, dele van die Noordwes, Gauteng asook in die verre noordelike dele van Mpumalanga. Enkele buie kom ook voor in die sentrale dele van die land met verspreide buie wat voorkom in dele van die Noord-Kaap, Oos-Kaap asook in die grootste dele van die Weskus. As daar is ook oggendmiskolle wat voorkom in dele van Mpumalanga en dit is ook 'n streek vir KwaZulu-Natal. Daar is 'n weerwak uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens vir hewige donderbuie en dit kan lei tot kusvloede. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. In Gauteng 'n koel dag kan verwag word. Pretoria se maksimum daar is 26 grade, asook Johannesburg. Vereniging se minimum is 14 met 'n maksimum van 25. In Limpopo 'n warme dag kom voor met verspreide buie. Polokwane se minimum is 17 en 'n maksimum van 26. In Mpumalanga verspreide buie kom voor, anders dit warm. Standerton se minimum is 13 met 'n maksimum van 26. In KwaZulu-Natal verspreide buie kom voor, dit is ook warm. Pietermaritzburg se minimum is 16 met 'n maks van 29. In die Oos-Kaap 5 verspreide buie kom voor en daar was 'n weerwag wat uitgereik is, anders dit warm. In die Wes-Kaap 'n warme dag kom voor met verspreide buie. Mosselbaai se maksimum is 25, Vredendal se minimum is 21 met 'n maks van 30. In die Noord-Kaap enkele buie kom voor en ook verspreide buie in die oostelike deel van hierdie provinsie, dit is ook warm. Carnarvon het 'n minimum van 21 en 'n maks van 32. In die Vrystaat wyd verspreide buie kan ook verwag word, anders warm. Welkom en Bloemfontein se maksimum is 30 grade. Dan laastens Noordwes enkel tot verspreide buie kan verwag word, anders warm. Mahikeng se minimum is 14 met 'n maks van 27. Dis en af van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.